Hallo en welkom hier by Farm Spice. Ons is vandag hier naby Lichtenburg. Ek praat met Henny. Hy gaan my meer vertel. Sien jy daai rooi goede agter ons, nee? Van die spuit tot die uit die 737's. Wat dink jy van Massey, sy ervaring en hoekom is hy besig om heeltemal oor te gaan na hierdie brand toe? Kom ons luister. Henny, hoe lyk dit? Nee wat, baie goed, dankie Tjoep. Ja, baie bly om te hoor. Sê gou vir my, julle is hier naby Lichtenburg, gee my gou so 'n oorsig, hoe lyk julle boerdery opset, wat's al die dinge wat julle doen? Man, ja, ons het 'n bietjie besproeiing, ons is gelukkig met ondergrondse water, so ons plant maar 'n bietjie mielies en koring en sonneblom, en dis maar die algehele ding wat ons hier rond plant. Ons het al snaakse goed probeer, maar jy weet, daai goed werk nie altyd uit soos... Sê eerlik, hou by die basics, nee. Hou by die basics, en dis waar jy, ja, hou maar daai kant, en dit wat is van jou werk, so los die res uit. Sê vir my, hoe lyk julle bewerkingspraktyke, wat is die, ja, oor die algemeen, ek meen, jy praat nou koring, mielies, so ek neem aan double cropping op die pivots, nee? Al die pad, ja, nee, ons probeer maar daarby kom, en dan in die mielies probeer ons na semi no-till bewerking toe gaan, so ja. Ons werk maar met die Ortmans, en dis maar alles om koste te bespaar, en ja, dis maar die algehele bewerking, so jy kan, brandstof is maar die ding op die plaas. En sê vir my, want jy het nou al 'n klomp ander brands en al hierdie goeders ook gehad, hoekom het jy begin oorgaan na Massey toe? Kyk, 'n mens kry nie meer vandag 'n swak produk op die mark nie. Almal is goed, maar dan kry jy beter produkte. Ja. En ek reken Massey is een van die beter produkte. As 'n ou nou moet praat van... Wat jy sê beter, nee? Wat in jou kop klassifiseer beter? Want onthou, jy kan mos nou daai ding ook gaan draai soos jy lus is. Ek meen in my kop, as ek nou gaan en sê, hoor hierso, BMW, Mercedes, dan sê ek vir jou, ja, maar ek soek een wat die beste is een wat 0 tot 100 die vinnigste doen. Is nie noodwendig die beter ene nie. Wat in jou kop is beter? Prys en brandstofgebruik. Dit is die twee groot dinge wat op hierdie plaas werk. En dan, as jy met 'n brandstofverbruik werk, maak die som. Dit is tog waaroor alles gaan, brandstof op die plaas. So brandstof is een van my grootste dinge. En ek dink net die Massey, hy kan daar goed doen. Teenoor die kompetisie. Ek dink net hy kan sy man staan. En dit is hoekom ek na hulle toe gaan. En natuurlik dan kan 'n ou seker 'n bietjie verder gaan. As 'n ou na verkope toe moet gaan. Ja. Diens. Jy weet, 'n produk kan net so goed wees soos wat die diens is wat jy kry. En ons is in die Lichtenburg area. In Lichtenburg area sit ons met 'n voordeel, 'n groot voordeel, want ons sit met JBH. Ja. En dit is vir my soos 'n een-stop winkel. Jy kan daar instap en dis jou mense. Dit voel vir jou, dis nie net 'n besigheid nie. Dis mense wat omgee oor jou belange. Hulle gee om oor jou boerdery. Help dit die feit om op te sê dat die baas 'n boer is? Ja, jy weet, daai is 'n groot ding. Hy kyk na, ou Rocco kyk na met 'n ander perspektief na die besigheid, omdat hy self 'n boerdery is. En dit is hoekom ek sê, 'n eenmanssaak vandag, dink ek, is baie sterker met die boere om hande te vat. Want hy weet hoe dit is in die boerdery. Dis 'n klein opset, maar dis eintlik 'n groot opset met 'n groot hart. En dit is jy weet, iets waar ek amper die verskil kan sien, hè? Jy praat van 'n eenmanssaak. Jou meer korporatiewe companies, en noem dit nou maar jou koöperasiestrukture en daai goed, sit met 'n baie hoë staff turnover, né? En dis ouens wat, ek meen, die ou kom in, hy klim die ranks en dan beweeg hy aan na die volgende maatskappy toe of die tipe van goeders waar, as ek jou reg verstaan, sit jy met baie meer konsekwentheid. Jy werk met dieselfde mense jaar vir jaar. Jy weet al, jy kan vir hom sê, nee man, gaan na pivot nommer 3 toe en hy weet presies waar is dit. Net so.
dit is as jy daai mense 10:00 in die aand bel en sê luister, dit is druktyd, dis planttyd. Daai trekker moet loop, ons moet plant. Wie wat, daar word nie geskroom nie. Daai man is op die plaas binne 'n halfuur. Jy het dit al gedoen, hè? Ek het dit al gedoen. En weet jy wat, en die lekker daarvan is om môre te gaan sê, hoorie kerels, dankie. Dankie dat julle bereid was om gisteraand uit te kom, want weet jy wat, my besigheid se venstertjie is baie klein. Jy weet, 'n ou het net 14 dae om te plant. En in 14 dae kan daar baie verkeerd loop. Ja. En dis hoekom ek sê, dis waar JBH nou inkom. Hulle staan vir daai 14 dae, staan hulle saam met my, langs my. En dit is wat, weet, dis jou familie. En dit is hoe ek oor hulle voel. En ek is trots om te sê, ek deel by hulle. Dit is lekker ons mense. Jy weet, jy sal daai ou, jy sal nou 'n Massey JBH bord daar op die paal sit, nê? Nee. Ja, ek kan dit oorweeg. Dit is jy weet, ons kan seker Rocco, daar's 'n skimp. Jy weet waar die bord te kom opsit. Ja, nee, kyk, ons skroom nie daaroor nie. Want 'n mens kan nie vandag skroom as 'n mens diens kry nie. En dit is waaroor dit gaan. Dis daai diens wat 'n mens kry. En natuurlik die tegnologie in hierdie gereedskap wat ons gebruik. Dis ongelooflik en die kundigheid wat saam met die trekkers kom. Jy weet, dit word nie net vir jou gesê, hier's jou trekker of hier's jou spuit of hier's jou implement en gaan aan nie. Daar's 'n ou wat op jou plaas kom vir jou verduidelik hoe werk die ding. En die slag as jy vashak, dan is daar net 'n telefoonoproep en daai mense jy kan van hulle almal van die hoogste van Rocco af regdeur tot by parte afdeling. Daai ou staan jou by en hulle sê vir jou, ons maak 'n plan. As hier nie 'n part is nie, maak ons 'n plan. So staan is daar nie op hierdie plaas 'n woord. Ons werk. Ek love dit, nee. Nou okay, jy praat van tegnologie. Ek wil net gou so vinnig by jou hoor, nee, want die spuit wat jy nou hierso het, dat jy die R530, nê? Nou sover soos wat hoogloop spuite kom, wil ek nou amper sê hierdie is jou budget tipe spuit, nê? Hy's baie goed geprys vir dit wat jy kry op die einde van die dag, maar dan sal baie as sê ja, maar hy het nou nie die tegnologie in wat die ander goeders het nie, maar so wat is jou ervaring rondom die spuit spesifiek gewees tot op hede? Want ek neem, soos ek verstaan, ry jy hom self. Ek ry die spuit self. Ja, dit is nou my baby hierdie. Kom ek sê vir jou, brandstofverbruik is uitstekend. Dit is weer eens ek kan nie klaar daaroor nie. En in die tegnologie binne-in. Dis 'n maklike spuit. Daar's geen moeilikheid in hom nie. Maar as jy in hom klim, dis lekker ry geniet. Jy weet, jy hoef nie te beklei die hele dag oor is jy moeg of werk jy of sit jy. So die dinge gebeur en vanaand as jy uitklim, dan is jy tevrede. Want die hektare is gedoen. En dit is waaroor dit gaan. Die hektare moet gedoen word en jy moet jou job doen en klaar. En effektief. Hy's effektief, 100% effektief. En sorry, ek val jou in die rede. En dan die trekker agter jou. Ek was al by 'n klomp ouens gewees en hulle het baie lof vir hierdie trekkers. Wat is jou ervaring en waarvoor gebruik julle die IT7s? Dis maar die hoofsaaklikheid om in die groot swaar dienswerk te doen. Jou groot disse te trek, ons sny maar 'n bietjie besproeiingslande moet gewerk word, so 12 ry Ortman wat moet getrek word. Dis swaar gereedskap wat ou trek. En my ervaring met hom is brandstofverbruik is natuurlik weer eens dis die ding. En dan die tegnologie in hom. Jy weet, dis 'n maklike trekker. Jy kan 'n man op hom sit en daar's nie baie fiteriasietjies nie. As jy hom ingestel het, hy gaan doen wat jy vir hom sê. En die verwagtinge gaan daar wees. So jy hoef nie te hakkel nie. Hy gaan die job kan doen. Laaste ding. Jy het nou so 'n voorsmaakie gehad van wat die nuwe trekkers is wat kom. Hulle daai 4 of hy 9S 425 hier bietjie by jou noem dit maar so semi gedemo en jy het 'n bietjie met hom gewerk in die plantseisoen. Hoe dink jy, hoe lyk die toekoms van Massey as jy nou vat wat jou ervaring was met daai trekker?
Tube, ja, die 9S is heeltemal in 'n ander klas. Dit is daai is 'n trekker vir die toekoms. Jy weet Massey, die trekkers het Massey gebring tot hierso, maar nou gaan ons na next level toe. Daai ding is ongelooflik. Alles in hom is net, ek kan amper sê perfek. Sy trekvermoë, sy brandstofvermoë, die tegnologie in daai trekker is next level. 'n mens kan amper vir jou sê, die ander fabrikate sal moet uithaal om te wys om saam met hom te gaan. Ek dink dis die toekoms daai. Dit is 'n trekker om in rekening te hou, want ek dink Massey het daarso 'n raakhou geslaan. Rand per kilowatt, nee. Massey is op hierdie stadium dink ek die beste geprys van die lot. Ek mag verkeerd wees, maar sover ek dit my kennis strek, rand per kilowatt, bang vir buck, dit wat jy kry daarso. So, en ek meen, ons weet almal die kommoditeitspryse is nie lekker nie, die goeders druk ensovoorts. So, ek wil sê brand loyaliteit is besig om, ekonomie is besig om hom by die rytyd te druk. Nee. Net so. So ouens wat nou sit en wat trekkers moet vervang en daai goeders wat kyk na 'n Massey en wat nou nog so half op die fence is, wat kan jy vir hulle sê? Ja, kom ek sê vir jou, Fendt, almal weet Fendt is van die wêreld se beste trekkers. Nou, die nuwe 9S of ja, ek kan sê hierdie trekkers is ook basies van die Fendt afgebou. Maar die 9S kan ek amper vir jou sê van sy dryftrein af, radkas diff is hoofsaaklik maar Fendt. En daar's net 'n prysverskil en 'n teerverskil. Dit is al. Maar andersins kan ek vir jou sê die Massey in die kleiner kilowatte gaan swaar geklop word. Prys per kilowatt, ek glo nie daar is een wat hom gaan klop nie. Liters per hektaar, mense, ons het daai trekker getoets. Dis ongelooflik. Jy kan nie met 'n 12-vry Ortman op 'n gemiddeld van 5.4 liter per hektaar kom nie. Liewe ouers. En die trekker hy trek 90% kapasiteit. So, dis nie dat hy loop en idle nie. Daai trekker het gewerk. En dan die effektiwiteit. Daar is nie staantyd op daai ding nie, want wel op my ervaring dit is net eenvoudige, ek kan amper sê 'n wonderlike trekker wat hulle na die mark toe gebring het en ons as boer wat bekostigbaar is, want ek meen teenoor die ander fabrikate dink ek hy's baie goedkoper en hy's bekostigbaar. So ek as 'n boer kan hom bekostig en enige boer van 'n jong boer af wat begin boer kyk na die Massey. Ek dink dis die toekoms daai. Right, dis Henny hierso van Lichtenburg. So as jy gewonder het oor Massey, nê, nou weet jy, en ek dink wat ook belangrik is presies wat hy sê. Maak seker die ouens wat jou diens rondom jou het jou belange op die hart en verstaan wat in jou besigheid aangaan en is baie meer soos 'n verhouding op die einde van die dag, dat jy nie 'n nommer is nie. So as jy belangstel, linkie bo of hier onder, kom met hulle in kontak. Dis die van Farm Spice af. Tot volgende keer. Groete.